vir my groot voorreg om vanoggend die woord te bring en soos Nolan sê met sy verjaarsdag. Ek het eintlik gehoop hy gaan vang 'n bietjie vis die naweek, maar lyk my nie dit het gebeur nie. So, maar dit is vir ons altyd lekker om die woord te bring en dit is vir ons 'n voorreg om te kon vir hom gelukwens met sy verjaarsdag en seën te kan bid vir hom oor sy verjaarsdag. En soos wat ek voorberei, dink ek aan 'n gesprek wat ek vroeër die week met iemand gehad het. En ek het met 'n vrou gepraat oor haar werk en die tipe werk wat sy doen, sy doen tipe van sy hou boekhou vir besighede. En ons gesels oor die boekhou en die transaksies en hoe jy aan die een kant moet debiteer en aan die ander kant moet krediteer, anders gaan die boeke nie klop nie. En ek dink aan toe ek rek op skool gehad het. Dit was my, ek het rek verskriklik baie geniet, dit was my baie lekker om dit te doen, maar dit was altyd stresvol tot jy daai laaste sommetjie maak en kyk, maar klop jou rekeningkundige vergelyking of nie. Want as hy nie klop nie, dan moet jy teruggaan en gaan soek, waar het jy 'n fout gemaak? En ek dink aan al daai T-rekeninge wat ons gedoen het, ingeskryf het, weet, as jy 50.000 debiteer in bates, dan moet jy nou laste krediteer of wat ook al dit mag wees. Ek doen nie meer rek nie, so dit is bietjie geroes. En soos ek met haar praat, dink ek hoe wonderlik is dit eintlik, hoe rekeningkundige beginsels so van toepassing is op God se koninkryk. En verder dink ek aan wetenskap en ek dink van die kinders wat eers of van die ouers wat se kinders nou nog eksamen skryf, weet dalk of sal dalk onthou van, dalk kan julle dit nog onthou van Newton se 3 wette van beweging. Ek gaan julle nie vra wat dit is nie, want hierdie is nie 'n wetenskaples nie, maar Newton se 3de wet sê, vir elke aksie is daar 'n ewe groot teenoorgestelde reaksie. Nou dit gaan wel oor beweging en kragte, as ek op die vloer trap, dan sal my voet nou 'n krag op die vloer uitoefen en die vloer gaan nou terug op my voet 'n krag uitoefen in die teenoorgestelde rigting. Dink ek hoe wonderlik, wetenskap, rekeningkunde, beginsels van die woord, wat beginsels van die woord verduidelik. En dit bring my by die tema van vandag se preek, aksies en reaksies. Daar is soveel plekke in die woord en soveel gevalle in die woord wat ons leer van sekere aksies wat sekere reaksies tot gevolg het. En ek het bietjie gaan kyk na van die aksies en reaksies wat ons in die woord sien en wat die beloftes is en wat die beginsels is wat ons daaruit kan leer. So ek wil begin deur vir ons te lees uit Lukas 6 vers 36 tot 38. Nou hierso is Jesus besig met die bergpredikasie en dis 'n baie lang lering wat Jesus gebring het met die bergpredikasie. Een van die bekender dele is die saligsprekende lering wat Jesus gebring het, maar hier het hy ook verder gepraat met die mense tydens die bergrede. En ek lees uit die ou vertaling. Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. En julle moenie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Gee, en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee. Want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Net in hierdie 3 verse van Jesus se lering, kan ons omtrent 5 of 6 verskillende aksies en reaksies alreeds identifiseer van God se woord. Wette van sy woord, wat sê as dit gaan gebeur, is dit die reaksie wat jy kan verwag. En sommige van die aksies wat ons doen in ons lewe, wel elke aksie het 'n reaksie, ons weet dit. Maar sommige aksies wat ons in die lewe doen, het amper ontlok dieselfde reaksie amper van God af. Ons het 'n aksie, God het 'n reaksie. En die eerste ding wat ek raak gesien het in Lukas, is barmhartigheid. Nou, Matteus 5 vers 6 vers 7, salig is die barmhartigers, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. As jy barmhartigheid saai, sal jy barmhartigheid maai. As jy barmhartigheid aan mense uitleef, sal jy barmhartigheid ontvang as reaksie. Daai kragte wat teen mekaar werk, selfde tipe kragte, teenoorgestelde rigting, jy gee en jy ontvang. Nou die Woordeboek sê barmhartigheid is 'n intense gevoel van ontferming of meegevoel teenoor ander. Dis nie net 'n, ek kry jou jammer en dis nou maar so nie, dis 'n intense, diepe
emosie, dit is nie net 'n emosie nie, maar dit is 'n diepe gevoel van ek het meegevoel vir jou. Ek wil vir jou help. Ek wil jou bystaan. As ons gaan kyk weer na Lukas 6 vers 36, maar hierdie keer gaan ek lees uit die Amplified. Sê dit, be merciful. Die ander Engelse vertaling sê compassionate. Nou merciful, responsive, compassionate, tender, just as your heavenly Father is merciful. Nou hierdie 3 elemente wat in die Amplified Bybel uitgelig word as verduideliking van mercy of barmhartigheid, is responsive. Nou responsive impliseer reageer. Dit beteken daar's 'n aksie. Barmhartigheid kan nie bewys word deur net 'n gevoel te hê vir iemand nie. Barmhartigheid vereis 'n aksie. Jy moet iets doen om daardie persoon by te staan. Dan as ons gaan kyk na compassion, en die Afrikaanse woord vir compassion is nie kompassie nie. Dis deernis. Kompassie bestaan nie. Deernis. Nou, deernis impliseer daai omgee, ontferming vir iemand. Jy voel wat daai persoon voel. Al was jy nie noodwendig in daai situasie nie, is asof jy amper sommer daai persoon treur, sommer daai persoon bly is. En dan die laaste een is tender. Nou, tender kan sag wees, maar dit kan ook gevoelig wees. En dit beteken, dit impliseer dat jy gevoelens ervaar, so dit kom uit 'n plek van gevoelens. Alles kom eintlik half neer op liefde. Ja, jy het liefde vir die mens, en jy het liefde vir die persoon, en uit daardie liefde wil jy aan daardie persoon help, en daardie persoon bystaan deur barmhartigheid te bewys. En die woord sê, as ons dit gaan doen, gaan ons dit terug ontvang. Eerste aksie en reaksiepaar, wat ons in die Bybel sien. Die tweede aksie en reaksiepaar wat ek sien in Lukas, is genade en vergifnis. As ons gaan kyk weer na Lukas 6 vers 37, maar ek gaan weer lees uit die Amplified. Ek hou baie van die Amplified, want hy sal baie keer 'n vers net met bietjie meer kleur omskryf, en dit baie keer baie makliker verstaanbaar maak. So Lukas 6 vers 37 in die Amplified sê, do not judge others self-righteously, and you will not be judged. Do not condemn others when you are guilty and unrepentant, and you will not be condemned for your hypocrisy. Pardon others when they truly repent and change, and you will be pardoned when you truly repent and change. Nou hierso in hierdie een vers is daar soveel elemente. Die Afrikaanse woord oordeel, moenie mense oordeel nie. Nou as jy gaan kyk wat oordeel beteken in die Woordeboek, dis 'n mening of 'n opinie oor 'n persoon of 'n saak gee. Die Cambridge, die Engelse vertaling sê, it's a decision or an opinion about someone or something that you form after thinking carefully. So oordeel, ek het altyd hierdie vers gelees en gewonder, maar wat is die verskil tussen oordeel en veroordeel? Oordeel is in jou gedagtes. Dis wat jy dink van iemand, dis opinies wat jy vorm oor iemand, en idees wat jy oor iemand vorm, nadat jy na feite gekyk het. En veroordeel is om 'n regtelike oordeel uit te spreek, om te sê dat iets verkeerd is. Cambridge, die Engelse Woordeboek sê, to express strong, definitive disapproval of someone or something, usually on moral grounds. Oordeel is 'n gedagte. Veroordeel is as jy dit uitspreek, as jy 'n aksie neem en iets daaroor sê. En dis hoekom die Amplified vertaling sê, do not condemn others when you are guilty. Die woord sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit, voordat jy die splinter uit iemand anders se oog uit kan haal. Dit beteken nie, ons moet stil bly oor ongeregtigheid nie. Maar ons kan nie ander mense aanspreek oor ongeregtigheid, as ons self nog ongeregtigheid in ons lewe het nie. So moenie condemn, as jy nie gekondem wil word nie. Don't judge if you don't want to be judged. En dan die laaste een is pardon, in die Engelse een sê pardon, maar in die Afrikaanse vertaling sê dit vergewe en spreek vry. Nou vergifnis, ek wil vir ons lees uit Matteus 6 vers 12, 14 en 15. Dis die Onse Vader, en ek gaan nie die hele Onse Vader gebed lees nie, maar in die Onse Vader leer Jesus die mense hoe om te bid. Ons almal is, glo ek, bekend met die Onse Vader. En hy gaan deur die gebed, en hy maak klaar met die gebed, en aan die einde van die gebed, gaan hy terug na die punt van vergifnis toe. En hy het amper 'n naskrif wat hy maak om te sê, maar ek gaan verder hierdie stelling wat ek gemaak het in die gebed omskryf, en vir julle verduidelik, wat die implikasie van vergifnis is. So kyk in Matteus 6 vers 12, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaar vergewe. En dan gaan Jesus aan met die gebed, en aan die einde van die gebed sê hy in vers 14, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal die hemelse Vader julle ook vergewe.
Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Aksie, reaksie, saai en maai. As jy vergifnis gee, sal jy vergifnis ontvang, maar die hartseer saak is, as jy nie vergifnis gee nie, gaan jy nie vergifnis ontvang nie. Vergifnis is 'n opdrag van Jesus. God het vergewe en hy het gesterf vir ons sondes en hy gaan ons vergewe, maar ons moet ook vergewe. Maar dit spruit uit liefde. Ons vergewe mense, soos barmhartigheid, vergewe ons mense omdat ons lief is vir God en ons is lief vir sy mense. Die volgende reaksiepaar wat ek ook sien in Lukas 6, is in vers 38 en ek lees uit die New Living Translation. Give and you will receive. Gee en jy sal ontvang. Your gift will return to you in full. Pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Hierdie gaan oor gee van besittings, ja, maar dit gaan ook oor meer as dit. Dit gaan oor alles wat jy gee. Dit gaan oor gee van jou tyd, gee van jou ondersteuning, gee van alles wat jy gee, kan jy terug ontvang. En hierdie maatbeker wat hulle na verwys, wat Jesus na verwys in Lukas, in die markte, hierdie mense, as hulle nou gaan koop het hulle 'n houer gehad, en dan het hulle die houer dit geskep en dit half ingeskit en gelyk gemaak om seker te maak dat die persoon die regte hoeveelheid kry waarvoor hy betaal het. En dis die konteks waaruit hierdie geskryf word. Nou, die maat waarmee jy meet, is wat jy gaan terugkry. So as jy 'n klein houertjie gaan hê en jy gaan gee, jy gaan min gee, gaan jy min terug ontvang. Maar as jy gee, gaan jy ontvang. En dit is verband aan barmhartigheid. Spreuke 11 vers 24 tot 25 sê, daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou, meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. Die siel wat seën word versadig, en hy wat laaf, word self ook geloof. As jy uitdeel, dit maak eintlik nie sin om te dink dat as ek gee, ek meer gaan terugkry nie. Dit maak eintlik nie sin om te dink dat deur te gee, ontvang ek nie, maar God se wette werk anders as die wêreld se wette, en deur te gee, gaan hy jou seën. Deur jou tyd te gee, deur jou geld te gee, deur mense te ondersteun, deur moeite te doen, gaan jy dit terugkom na jou toe. Vers 25 wat sê, die siel wat seën word versadig, en hy wat laaf word self ook gelaaf. Laaf beteken om iemand of iets wat moeg, dors of flou is op te kikker, om te verfris, om vir hulle nuwe kragte te gee. So as jy moeg is, as jy afgemat is, moet jy miskien begin om dalk iemand anders te bemoedig en iemand anders te op te lig. En jy gaan in daardie proses, gaan jy self opgelig word. Dis 'n beginsel van aksie, reaksie, van saai en maai wat ons in die woord sien. Nou al hierdie aksies en reaksies wat ek nou genoem het uit Lukas uit, is eintlik amper jy kry wat jy gee. So as jy barmhartigheid saai of barmhartigheid gee, dan ontvang jy barmhartigheid. As jy vergifnis gee, dan ontvang jy vergifnis. As jy gaan oordeel, gaan jy geoordeel word. As jy jou besittings en jou tyd gee, dan ontvang jy besittings terug. Maar daar is ook sommige aksie-reaksiepare in die Bybel wat nie noodwendig so intuïtief is nie. En die eerste een waarna ek wil gaan kyk, is ek wil vir ons gaan lees uit Jakobus 4 vers 10. Dit sê, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Onderwerping en autoriteit. As jy jouself gaan onderwerp onder die kragtige hand van God, dan gaan hy jou verhoog. Hy gaan jou nie noodwendig verhoog in die wêreldse terme nie, maar hy gaan jou verhoog in die koninkryk en hy gaan vir jou autoriteit gee in sy koninkryk. Autoriteit gee om sy woord te verkondig, autoriteit gee oor die vyand, autoriteit oor die versoekinge van die vlees. Maar dit kom slegs uit 'n plek van onderwerping. Nou onderwerping is eintlik 'n handeling en dis 'n proses om jou aan iemand anders se gesag, wil of mag oor te gee. Dit is, as jy onderwerp, sê jy eintlik dat ek is swakker as jy. Jy is hoër as ek, jy is belangriker as ek, en daarom gaan ek myself onderwerp onder jou, want ek is swakker, ek is kleiner. Maar in God se koninkryk terme beteken onderwerping dat ek
gehoorsaam is en ek hom vertrou. En jy erken God is groot, jy erken God is almagtig en hy is skepper God. En daarom weet ek is niks en ek onderwerp my onder hom, maar nie net onderwerp omdat ek minder is nie. Ek gehoorsaam hom, ek vertrou hom, ek gee elke aspek van my lewe oor in sy hand, want ek weet, hy weet beter. Ek vertrou hom, ek ken hom in al my besluite. Dis 'n vrywillige daad. God gaan homself nie op jou afdwing nie. Dit is 'n besluit wat jy moet neem om te sê, maar God, U is almagtig en ek gaan myself onder U onderwerp. God se reaksie as ons onderwerp is eerstens sal hy jou verhoog. As jy jouself verneder, dan gaan hy jou verhoog. Maar tweedens is hy gee ook vir jou autoriteit. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Jy kan nie in autoriteit staan as jy nie in onderwerping staan met God nie. Jy kan nie op jou eie in autoriteit staan teen die werke van die vlees en die aanslag van die vyand nie. Jy moet in onderwerping van God, met God wandel. Maar hoe doen ek dit? Hoe gee ek oor? Die belangrikste en die eerste stap is om op 'n plek te kom wat jy God erken en aanvaar as die hoogste autoriteit in die heelal, as skepper God almagtig. En as jy op daardie plek kom, dink ek amper onderwerping is 'n outomatiese reaksie as jy besef hoe groot hy is en hoe klein jy is. Maar dit is ook 'n daaglikse besluit. Want ons almal is mense en ons kom in situasies wat ons weer wil beheer oorneem en goed wil doen en dink ons weet beter as God, want God vat nou te lank om te reageer of God doen nie wat ons wil hê hy moet doen nie. En dan vat ons oor en ons begin weer ons eie ding doen. En as jy daagliks net daai besluit neem en as jy in daai situasie is, vertrou dat die Heilige Gees vir jou gaan wys en vir jou gaan sê, maar luister, ek is in beheer, gee oor, om te kan oorgee en te kan sê, maar Here, ek is jammer, vat U dit, want dit is in U hand. Dit is die beste plek om dit te hê. Die volgende, en die laaste aksie-reaksiepaar wat ek wil na kyk vanoggend, wat ook eintlik half nie intuïtief is nie, is jou lewe. Matteus 16 vers 24 tot 26 sê, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Hierdie vers is duidelik, as jy 'n disipel van Jesus wil wees, as jy Jesus wil volg, moet jy jou lewe neerlê. Hy moet die hoogste prioriteit in jou lewe word, en jou lewe hier moet nie meer vir jou belangrik wees nie. Ek sê nie, jy moet nie jou lewe leef nie, maar God word die hoogste prioriteit in jou lewe. En as jy jou lewe neerlê, dan sal jy die ewige lewe ontvang. Dit gaan alles oor tydelik en ewig. As jy hierdie tydelike lewe neerlê en jouself onderwerp onder God, dan gaan hy vir jou die ewige lewe gee. Dit laat my dink aan 'n T-rekening met rek, waar een is 'n tydelike rekening en een is 'n permanente rekening. En as jy besluit die tydelike rekening is jou bate, dan word die permanente rekening eintlik 'n las. En as jy besluit hierdie permanente ewige lewe is 'n bate, dan is jou tydelike lewe hier op aarde eintlik nie meer 'n bate nie. Dit gaan oor 'n koninkryksfokus en hoekom ons hier is op aarde. Markus 8 vers 34 tot 35 en ek gaan lees uit die Amplified vertaling sê. Jesus called the crowd together with his disciples and said to them, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interests, and take up his cross, expressing a willingness to endure whatever may come, and follow me, believing in me, conforming to my example in living and if need be, suffering, or perhaps dying, because of faith in me. For whoever wishes to save his life in this world will eventually lose it through death. But whoever loses his life in this world, for my sake and the gospel, will save it from the consequences of sin and separation from God. Grootste, belangrikste aksie, reaksiepaar in die Bybel, is as jy op daai plek kom wat jy jou lewe neerlê, die besluit neem en sê, Here Jesus, ek kan nie myself red nie, en hy red jou. Dis die belangrikste. Tweede belangrikste,
is om te sê, maar Here, ek lê my lewe neer. Ek lê my lewe neer en ek fokus op wat kom. Ek fokus op 'n koninkryk. Ek gaan 'n koninkryk fokus in my lewe hê, want dit gaan maak dat jou aksies verander. As jy lewe met 'n koninkryk fokus, as jy lewe in 'n lewe wat jy jou lewe neergelê het, gaan jy nie net die ewige lewe kry nie, maar jy gaan ook die aksies wat jy hier op aarde doen, gaan aksies wees wat in lyn is met God se wil, want jy's besig om te wandel in sy koninkryk. Daar's nog baie ander aksie-reaksiepare in die Bybel wat jy nou kan gaan kyk. Is ook baie die saai en die maai beginsel, is dieselfde beginsel. Maar hierdie is die wat ek vanoggend wil uitlig, maar wat ek ook gesien het in my voorbereiding is daar's verskeie beginsels, belangrike beginsels oor aksies en reaksies in die Bybel, wat ons moet weet en wat belangrik is om in ag te neem as jy in jou geestelike wandel. En die hoofbeginsels wat ons kry oor aksies en reaksies of saai en maai, is in Galasiërs 6 vers 6 tot 8. Die eerste beginsel sien ons in Galasiërs 6 vers 7. Sê moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Dis wat ons nou net bespreek het, is aksies. Nie net in die natuurlike wêreld nie, maar in God se koninkryk lei aksies tot reaksies. Net soos wat Newton se derde wet sê, as ek 'n krag uitoefen, gaan ek dieselfde krag terug ontvang. Net so, as jy saad saai en 'n oes kan verwag, werk God se koninkryk om te sê, alles wat jy doen, het 'n reaksie in God se koninkryk tot gevolg. Die tweede beginsel wat ek sien in Galasiërs is in Galasiërs 6 vers 8. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En Spreuke 22 vers 8 sê, wie onreg saai, sal onheil maai. Hierdie beginsel sê die tipe aksie bepaal die tipe reaksie. As jy dink aan oes, die tipe saad wat jy in die grond sit, jy gaan nie koring saai en dink jy gaan mielies oes nie. Wat jy insit is wat jy terugkry. Die tipe aksie bepaal die reaksie, die tipe saad bepaal die oes. As jy positief gaan saai in die gees, gaan jy positiewe reaksies ervaar. Maar as jy negatief gaan saai in die vlees, gaan jy negatiewe reaksies ervaar. So dis nie net van aksies en reaksies nie, is wat se tipe aksies doen ek, wat se tipe saad saai ek, en wat kan ek terugverwag as 'n oes. Die derde beginsel is in Galasiërs 6 vers 9. Dit sê, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. En hierdie beginsel sê, aksies nou lei dikwels tot reaksies later. As jy oes, jy plant nie jou saad vandag en direk daarna gaan haal jy jou ploeg of jy gaan haal jy jou stroper om die land te oes nie. Daar's 'n tydperk. Die aksies wat ons nou doen, het nie noodwendig altyd reaksies dadelik tot gevolg nie. Die aksies wat ons nou doen, die saad wat ons nou saai, gaan later in ons lewe 'n oes tot gevolg hê. En mens moet nie ophou verslap nie. Mens moet nie op 'n plek kom wat jy sê, maar Here, ek het nou so lank goed gedoen en ek het nou so lank die regte goed gedoen. Ek het nou so lank gesaai, maar ek sien niks daarvan nie, so ek gaan nou maar ophou want dit is nou maar nie vir my nie. Dis beloftes in God se woord en volharding is 'n sleutel. Hou aan om goeie saad te saai. Hou aan om goeie aksies uit te voer, want goeie aksies lei tot goeie reaksies. Miskien nie nou nie, maar later. En baie keer sien ons nie noodwendig altyd eers die reaksies nie, maar dit gebeur want God is besig om te werk in jou lewe. En die laaste beginsel is nie in Galasiërs nie, maar dit is in 2 Korintiërs 9 vers 6. En die beginsel sê die hoeveelheid maak saak. 2 Korintiërs 9 vers 6 sê, maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. As jy oes, as jy in 'n land saai, hoe meer saad jy saai, hoe groter opbrengs verwag jy. Selfde beginsel met aksies, reaksies, saai en maai in die woord. Die hoeveelheid wat jy gee, die hoeveelheid wat jy vergeef, die hoeveelheid wat ook al jy gee, barmhartigheid, dieselfde hoeveelheid ontvang jy terug. Dit bepaal, en God gee meer as dit, maar as jy min gee, gaan jy min kry. Die woord is duidelik oor dit. Die grootte van jou belegging beïnvloed die grootte van jou opbrengs. Dit is belangrik dat ons moet saai wat reg is. Dit is belangrik dat ons moet volhard
en weet ons sal die goeie maai eventueel. En ons saai nie net omdat ons 'n opbrengs verwag nie. Ja, mens kan nie saai, 'n boer wat saad saai, het 'n verwagting vir 'n oes. So as ons gee, is dit heeltemal goed om te verwag, daar gaan 'n opbrengs wees, want God se woord het beloftes waarop ons kan staan. Maar ons gee nie net omdat ons 'n opbrengs verwag nie. Ons gee omdat ons lief is vir God en lief is vir mense. Hosea 10 vers 12 uit die boodskapvertaling sê, ek het vir julle gesê, of vir hulle gesê, plant in die grond wat reg en billik is, en julle sal liefde daaruit oes. Breek met die ploeg nuwe grond oop, soek in hierdie tyd na die Here, hy sal dan kom, en hy sal alles wat goed en reg is op julle laat kom, soos reën wat val. Ek hou nie van die woord ongelooflik nie, 'n wonderlike belofte van God se woord. As jy gaan saai wat goed en reg is, en die konteks hier was in die konteks van Israel, wat heeltyd afgedwaal het, en heeltyd afgode gaan dien het, en heeltyd afvallig geraak het van die Here. En het Hosea gekom en gesê, begin doen wat goed is, begin in die grond omploeg, en begin saad plant, en aksies uitvoer, wat goed en reg en billik is. Jy gaan liefde maai, en God gaan alles wat goed en reg is op jou laat neerreën. Ongelukkig het Israel nie geluister nie. Want daarna, hulle het aangehou, en wat het gebeur? Hulle is ingeval, en die Assiriese koninkryk het hulle oorweldig. Maar God is genadig, en God is lief vir ons, en hy wil vir ons die goeie gee. Maar hy verwag van ons ook, dat ons die regte en die goeie aksies sal saai. Maar dit bring my met my laaste vraag, en dit is, hoe saai mens altyd goeie saad? Hoe neem mens altyd die regte aksies? Hoe bewys ons altyd barmhartigheid? Hoe vergewe ons? Hoe doen ons al daardie goed? En vir my, glo ek, die sleutel is liefde. 1 Korintiërs 13 sê, sonder liefde is ek niks nie. Ek kan al hierdie ander goed doen, maar as ek nie liefde het nie, is ek niks. 2 Korintiërs 5, vers 14 tot 15, uit die New International Version. For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. God se liefde vir ons maak dat ons reageer op sy liefde en sy verlossing aanvaar. Maar God se liefde vir ons en in ons en deur ons maak dat ons liefde bewys aan hom en dat ons liefde bewys aan mense om ons. En dit is die sleutel. Liefde is die sleutel. Liefde is die spulpunt waarom alles draai in die lewe. My liefde vir God en mense dring my. Nie die wete op 'n oes nie. Ja, ons het 'n verwagting op 'n oes. Maar selfs al sou die oes nie kom nie, is dit nog steeds liefde wat jou dring en jou dryf om daardie goeie aksies te neem, daardie goeie saad te neem. Romeine 13 vers 10 sê, liefde is die vervulling van die wet ook. Liefde is alles. En my gebed vir julle en vir myself is, mag ons begin om goeie aksies te neem. Mag ons begin om, soos wat mens met die wetenskapwet en met die rekeningkunde, mag ons begin debiteer goeie goed, sodat ons aan die ander kant goeie goed kan krediteer. Mag ons begin om die kragte, goeie kragte uit te voer, sodat ons goeie kragte kan terugontvang. Mag die Heilige Gees ons help en saam met ons hierdie pad stap, dat ons kan 'n lewe leef, wat bewys lewe van ons liefde. Dis is daar een lied, wat sê, proof of your love, weet nie of julle hom ken nie, wat sê, let my love be the proof of your love. Let my life be the proof of your love. And my love be the proof of your love. Mag ons liefde vir mense wat nie noodwendig in wêreldse terme ons liefde sou verdien nie. Mag ons liefde vir die mense om ons wat ons liefhet, maar die mense wat ons ook nie liefhet nie. Mag ons liefde en die aksies wat ons neem in liefde terugkom in ons lewe en 'n positiewe reaksie en positiewe oes in ons lewe hê. En mag ons 'n lewe leef waar mense kan sien dat God se liefde deur ons werk. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg en die dinamika van die woord. Dankie Here dat ons kan weet daar's so baie lesse in die woord en so baie dinge wat ons kan leer. Here Jesus, dankie dat ons kan weet dat as ons saai, as ons goeie goed saai, gaan ons goeie goed maai.
Heilige Gees, ek bid en ek vra dat U elkeen van ons sal lei, dat U ons sal rig, dat U ons sal toerus, dat U ons sal beskerm. En daar in situasies waar ons dalk verkeerde saad saai of verkeerde aksies wil neem, mag die Heilige Gees die een wees wat ons herinner. En mag ons met 'n verwagting die goeie doen, Here. En mag U al die eer kry vir elke positiewe reaksie, vir elke goeie ding wat kom uit die saad wat ons saai, Here. Dit kom alles toe aan U en ons eer en ons sê vir U dankie vir die goedheid, dankie vir die beloftes, dankie vir die woord. Ons het U lief en ek bid en vra dat U elkeen van ons sal beskerm, waar ons nou uitgaan, Here, dat U ons sal veilig hou en dat U ons krag sal gee in die week en laat ons U liefde gaan leef daar buite, Here. Laat ons U liefde, laat ons die goeie aksies neem uit liefde vir U en liefde vir mense. En Here Jesus, daar waar dit moeilik is vir ons om dalk regtig iemand goed te doen, vra ons dat U Gees vir ons sal help en dat U vir ons U oë vir mense sal gee, sodat ons kan goeie ambassadeurs vir die koninkryk wees, maar ook net U liefde in die wêreld kan gaan saai, wat dit so nodig het. Ons eer U as ons alfa en ons omega, ons begin en ons einde. Ons bid dit in die allerheiligste naam van Jesus Christus. Amen. Dankie julle, dit was my groot voorreg. Ek weet dit was kort en kragtig vanoggend. So mag julle 'n geseënde week hê. Julle is welkom om te bly vir koffie, kuier bietjie saam. Daar's nou baie tyd want dit is baie vroeg. Ek het nie gedink dit gaan so vinnig wees nie, maar nog steeds dankie en mag julle 'n geseënde week hê. Mooi bly.